Kijk my gehoorheid. Julle is rustig, julle is alright. Kan ek so 'n baadjie kry as jy alright is? Halleluja. Moet ek weer die worship die oproep as julle styf, as julle vas. Halleluja. Is alright. Baai ma. Maak die saak los tot jullie. Moet jy daar sukkel nie. Halleluja. Is gegroet. Jy kan maar die Bybel oopmaak. Genesis is die eerste boek in die Bybel, hoofstuk 37. Dis wat Bybel sê, dis wat Bybel staan. Jy kan oopmaak. Moet die staan wees, is die Bybel. Laai hom aan dit soek. Ons leer. Die een pastor het gesê, as een ding wat die verlang in die huis van die Here is die geblaai in die Bybels. Jy hoor dit nie meer. As jy hoor geswaai bereid. Halleluja. As die daar is, dan lees ons saam. As die nog nie daar is nie, maak maar op die daar is. Halleluja. Ek lees saam met die Genesis hoofstuk 37, ek lees van vers 5. Ook het Josef 'n droom gehad wat hy aan sy broers vertel het. Daaroor het hulle hom nog meer gehaat. Hy het naamlik vir hulle gesê, hoor tog hierdie droom wat ek gehad het. Kyk, ons was besig om gerwe te bid op die land, toe eers my gerb gaan staan en ook regop bly staan, terwyl hulle gerbe daar rondom kom en hulle voor my gerb neerbuig. Toe sê sy broers aan hom, wil jy miskien oor ons regeer, of wil jy miskien oor ons heers? En hulle het hom nog meer gehaat oor sy drome en oor sy woorde. Daarna het hy nog 'n ander droom gehad en dit van sy broers vertel en gesê, kyk, ek het nog 'n droom gehad. Die son en die maan en die heelsterre het hulle voor my neergebuig. Toe hy dit aan sy vader en sy broers vertel het, sy vader hom hard bestraf en aan hom gesê, wat is dit vir 'n droom wat jy gehad het? Moet ons werklik kom, ek en jou moeder en jou broers, om ons voor jou na die aarde neer te buig? En sy broers was afgunstig op hom, maar sy vader het die saak in gedagte gehou en sy broers het die kleinvee van hulle vader by Sichem opgepas. Toe sê Israel vir Josef, pas jou broers nie die vee op by Sichem nie. Kom, laat ek jou na hulle toestuur, en hy antwoord hom, hier is ek. Toe sê hy vir hom, gaan tog, verneem na die welstand van jou broers. En die welstand van die vee, en bring vir my berig terug. So het hy hom dan uit die dal van Hebron weggestuur. Hy het by Sichem aangekom, daarom kry hy 'n man terwyl hy in die veld rondwal, en die man vra hom, wat soek jy? En hy antwoord, ek soek my broers, vertel my tog waar hulle die vee op was. Toe sê die man, hulle het hier vandag weggetrek, want ek het hulle hoor sê, laat ons na Dothan gaan. En Josef het agter sy broers aangegaan en hulle in Dothan gevind. En hulle het hom van ver af gesien, maar voordat hy naby hulle kom, het hulle listig raad gehou teen hom om hom dood te maak. En hulle het vir mekaar gesê, daar kom daar die droomman aan. Kom dan nou, laat ons hom doodmaak en in een van hierdie putte gooi en sê 'n wilde dier en hom opgeneem. Dan sal ons sien wat van sy drome word. Toe Reuben dit hoor, het hy hom uit hulle hand gered deur te sê, laat ons hom nie doodslaan nie. Reuben het ook vir hulle gesê, moenie bloed vergiet nie. Gooi hom in hierdie put wat in die woestyn is, maar moenie die hand aan hom slaan nie, sodat hy hom uit hulle hand kon red om hom na sy vader terug te bring. Halleluja, tot sover die woord van die Here. Dit was
Halleluja. Nou familie, ek wil graag vanmôre met julle praat oor die tema soek God se wil vir jou lewe. Ek sê ek wil graag met u vanmôre praat onder die tema soek God se wil vir jou lewe. Nou God se wil is uiters belangrik. Jy, ek, ons moet God se wil soek vir ons lewe. Sien, jy het 'n verantwoordelikheid waar dit kom by God se wil omtrent jou lewe. Luister, jy moet opstaan en God se wil vir jou lewe soek. Jy en ek het 'n groot verantwoordelikheid waar dit kom omtrent God se wil vir ek en jy se lewe. Nou so vir inleiding, ek het laas jaar in Namibia gewerk en ek was uitgenooi vir 'n groep dominees om 'n konferensie gaan by te woon. En die spreker is 'n Amerikaner, 'n wit spreker, baie nederige man, geseënde woord. Hy het gepraat, lekker gepreek, maar as een ding wat vir my uitgestaan het, omtrent sy preek, is die getuienis wat hy gebruik het binne sy preek. En sy getuienis was van sy pa. Sy pa was ook 'n dominee gewees. En sy pa was beroemd gewees daar in Amerika, die groot kerk. En op 'n dag kom die Here na sy pa toe, sy pa sê, die Here sê vir sy pa, luister, jy moet uit hierdie kerk uitgaan. Jou tyd is op by hierdie kerk. Ek stuur jou na die Skiereilande, daar na 'n klein kerkie toe. Daar waar net 20 gemeentes is, waarvan 10 hulle se tiendes gee. En hierdie beroemde dominee gaan na die kerkraad toe, die ander dominees, die gesagraad. En hy gaan sê, luister, die Here het vir my gesê, my tyd is op, ek moet gaan. En die dominees lag. En hulle vra, maar as jy weggeloop, het jy gedink, luister, jy is 'n man van 'n vrou, jy het kinders wat moet skool klaarmaak, jy het kinders wat moet matrikuleer, wat eendag universiteit toe moet gaan. Hoe kan jy stabiliteit los en agter 'n gemeente aangaan wat 20 lidmate het, waarvan 10 getrou is met hulle tiendes? Jy weet dat my broer, dat ons lewe ons salaris kom by die mense uit. Hoe sal jy jou vrou en jou kinders onderhou? Met die mense se tiendes. Hy doen nie sê, die Here het my geroep, en ek gaan daar weer. En hy het in die plekkie gekom, tussen die 20 mense, en met die genade van die Here, en hy het een kerkie, 20 kerke geraak. Sê, dit was later van so angst, die mense was so honger vir die Here, daar was so oprechtheid, agter die dinge van die Here, dat hulle moes 'n Bybelskool stig, om agter die mense te kom kyk. Ek sê, hierdie pastoor se een kerk het gegroei na 20 kerke. Luister, daar het 'n Bybelskool ontstaan uit hierdie pastoor se gehoorsaamheid. Luister, ek is bevoorreg om hierdie getuie te hoor. Want jy sien, as hy dominee, hy het ja gesê vir die Here.
So ek vandag nie hierdie getuie om u kon deel nie. Ek sê hierdie getuie het so impak dat die dominee van die kerkgeloofsstichter, sy seun is die prediker wat vir ons preek en hy getuig van sy pa. Luister, hierdie jong pastoor praat van die getrouheid wat God bewys teenoor sy pa. Luister, die God wat ons dien is getrou. Ons moet net begin gehoorsaam. Ons moet net begin gehoorsaam. Jy sien wat vir my uitstaan in hierdie storie is dat hierdie man het sy God geken. Luister, is omdat hierdie man sy God geken het, dat hy die prys kon betaal. Luister, die ken van God het hierdie man in staat gestel om die salaris te kan los. Om die huis, die kamer, die bankrekening te kan los. Luister, God het 'n wil vir hom gehad. God het heel iets niets vir hom gehad. Maar luister, as die ou nie opgegee het wat hy hier gehad het, sou hy nooit tot die volheid gekom het wat God vir hom gehad het. Luister, ons het nodig om te los waaraan ons so vasgehou. Luister, jy beroof jouself nie, maar jy beroof die mens langs aan jou. Jy beroof jou neighbor, jy beroof jou kinders. Luister, hierdie jong man bestoor praat vir wat hy beleef het van sy pa. Halleluja. Ek wonder of ons ook kan so sê van ons ouers. Sê die man was bereid gewees om die prys te betaal. Hy het God geken. Hy sê, as jy nie God ken nie, hoe sal jy God se besoek? Jy het nodig om God te ken, om God se wil vir jou te kan soek, familie. Ek wil graag met u kortliks praat oor 'n paar gedagtes. Ek gaan nie lang wees, jy sien mos ek is kort, nou my prediking nog korter. Die eerste gedagte kom daar uit die eerste 3 verse, 5 tot vers 7. Ook het Josef 'n hoop gehad, wat hy aan sy broers vertel het. Daaroor het hulle hom nog meer gehad. Hy het namelijk vir hulle gesê, hoor toch jullie droom, wat ek gehad het. Kyk, ons was bezig om Gerwe te bid op die land. Toe meerdens my Gerwe gaan staan en ook rechtop bly staan, terwyl julle Gerwe rondom kom en hulle voor my neerbuig. Halleluja, nou oor 2 gedeeltes met hierdie 3 vers gepraat en die eerste gedeelte is opgewondenheid. Nou ek weet nie of u ken wat opgewondenheid is. Ek sê opgewondenheid kom met 'n krag. Opgewondenheid is excitement. Jy kan jou eie mond nie hou nie. Nou lyk julle ken nie wat opgewondenheid is. Luister, as jy daar vir die Here vertrou in jou binnekamer, niemand weet waarvoor jy bid nie, en die Here kom vir jou neer. Jy staan op tyd op en jy sien die Here vir jou neer gekom. Luister, dan is jy so excited. Jy kan jou eie mond nie hou nie. Jy hart jou aan die Here toe en jy gaan sê die Here, luister, die Here vir my neer gekom. Nou ek wil praat oor die dryfkrag wat agter opgewondenheid is. Jy sien nou, julle is so klomp anderste mense. Ek weet nie of julle ooit ook verlief was. Nou ek was
verlief gewees. En ek weet wat verliefdheid kan maak in 'n mens. Jong, hy maak jou simpel. As jy na tyd terugkyk na jou lewe, dan kry jy eintlik lag vir jouself. Kan ek so simpelder gewees het? Luister, hy verliefdheid stel jou in staat om winter, kyk dit kan maar peperkoud wees. Hy loop, want jy wil daar wees. Nou ek is bevriend met die pastoor daar in ons se dorpie Huisnou. Hy het hierdie jaar 73 gehad. Sy vrou het 3 jaar gelede gesterf. En hier ontmoet hy toe 'n nuwe dame. En hierdie pastoor is 'n tipe mentor vir my. Dis 'n man waarna toe ek opkyk. En ons is vriende op Facebook. En ek sien hier post die ou nou 'n ou mens. En ek staan en kyk nog so die een foto, toe kom daar sommer nog foto's. Hy post hulle sommer 7 keer vir die dag. En ek kry lag, want die is daar 'n pastor. Hoe maak die pastor dat nou? Maar ek besef, dis nie eintlik die pastor nie, dis die dryfkrag wat agter hierdie verliefdheid is, wat hierdie pastor staat stel om hierdie dat goed te doen. Familie, Josef kon sy eie mond nie hou. Want jy sien dit wat hier aan hom kom bekend maak, die hy drome. Het hom opgewonde gemaak. En sy broers, familie, was sy naastes. Dis die ouens waarna toe hy gehardloop het om hierdie drome te gaan vertel. Luister, hy het 'n mooi gesin te bewaar. Hy het toch ook net iemand gesoek waarmee hy kan deel. En deel familie, as God die verloosing gekom besoek het met die drome, was Josef maar net so eenvoudig, soos ek en jy. Maar luister, as hierdie drome wat God vir Josef gegee het, wat hom anders gemaak het, wat opgewonde gemaak het, om sy eie mondjie nie te benauw nie. En jy sien hierdie opgewondenheid, het hom na sy broers toe gestuur, en hy het hierdie drome aan hulle verkondig. En jy sien hierdie drome, het jaloes gelaat ontstaan, uit sy broers. Jy sien hierdie mannetjie was eintlik vooruit gewees. Toe God met hierdie drome kom, en hierdie man vertel hierdie drome, toe kom daar jaloesie. Luister, jaloesie het wakker geraak uit die hart van sy broers. Luister, hierdie Josef was vooruit gewees, maar toe God hom roep, toe God hom gebruik, toe God hom drome gee. Luister, goddelike drome gee God hierdie jong man. En hierdie drome bring excitement in hom. En hy gaan vertel sy broers. En sy broers raak jaloers teenoor hom. Kan jy nou oor 'n God gegeelde ding jaloers? Halleluja, dis in die kerk van die Here, praat met julle. Josef is dood. Yes, amen. Ons gaan op mekaar afbreek. Jaloers, bokkies. Luister, Josef was eintlik onskuldig gewees. Luister, Josef het niks verkeerd gedoen. Josef het maar net gedoen dit wat God hom gegee het. Luister, die goeie ding wat jy doen vir die Here, gaan die duiwel wakker maak teenoor jou. Luister, as die Here jou begin gebruik, halleluja, dan gaan die Jaal se hekke
wil jou oopgaan. Luister, Josef het dit gebeleef. Hy moes die beker drink wat God aan hom gegee het. Ons beweeg die derde gedagtetjie, familie, kom uit vers 10. Ek lees graag met u die verse weer in die Bybel. Dan saam met my weer lees, dat u nie sien ek lieg vir jou. Lees tot vers 10. Toe sê sy broers aan hom, wil julle miskien oor ons regeer, of wil jy miskien oor ons heers, en hulle het hom nog meer gehad oor sy drome en oor sy woorde. Daarna het hy nog 'n ander droom gehad, en dit aan sy broers vertel en gesê, kyk, ek het nog 'n droom gehad, die son, die maan en die 11 sterre het hulle voor my neergebuig. Toe hy dit aan sy vaders en sy broers vertel het sy vader hom hard bestraf en aan hom gesê, wat is dit vir 'n droom wat jy gehad het? Moet ons werklik kom, ek en jou broers, om ons voor jou na die aarde neer te buig. Nou die gedagte, familie, wat in hierdie gedeelte kom, is acknowledge. Jy sal nooit iemand kan acknowledge. Jy sal nooit die mooiheid in iemand kan raak. Jy sal nooit kan sien wat hierdie persoon beteken in die koninkryk van God, of wat hierdie persoon of God deur hierdie persoon doen, voordat jy nie ontslaag vir jaloers. Jy sien, jaloers sit brille op die kinders van God se oë. Jaloers maak dat ek en jy nie mekaar kan acknowledge. Jaloers as 'n slegte. En weet jy, ek en jy het soms daai erkenning nodig. We need to be acknowledged. Nie om groot kop te gee, maar om jou net aan te laat. Hy sê, ek is hoop bemoedig met hierdie jong broers in die tye. God gebruik die dienaar. Luister, hy is in staat, familie, om na werk nog besoeke te doen. God is using you. God gebruik hom. And we need to acknowledge it. Ons het nodig om dit te erken. En luister, het gaan nie net om trend om nie, maar er is soveel baie wat vir God iets beteken. Dat we don't acknowledge. Ons kan nie mekaar herken en celebrate. Wat die jaloesie van die hart laat dit toe. En jy weet, as jy vertuiging wegvat van die Jehova, jy weet, jy kom nie net vir hom te na nie. Jy kom die eie jeug te na. Want jy sien ons almal het nie daai wat hy het nie. And we are killing him. We are killing the youth. So we need to acknowledge him. Ons het nodig om sy hand te vat. Ons het nodig om te sien wat die Here in hierdie broer doen en deur hom doen. We need to acknowledge him. En soms sien dit met woorde, maar ook met dade. You need to acknowledge your child. Ook kinders, you need to acknowledge your parents. Ek sien wat mami doen. Ek sien wat papi doen. Dankie.
Ek waardeer dit. We need to acknowledge one another. Maar jy sien, jy sal nie kan nie. Wanneer jy losie, hou vas op jou hand. Want dan gaan dit nie oor die anders. Maar omtrent jou. Jaloesie. Ons moet ons laat van jaloesie. Jaloesie se trana op ons oor. Ons is soos uitloopbek. Ons loop ons stap, ons hier teenoor die goeders. Dis wat jaloesie doen. Ons beweeg aan, ek sal nie lang sien. Vers 11 en vers 13. En sy broers was afgunstig op hom, maar sy vader het die saak in gedagte gehou, en sy broers het die kleinvee van hulle vader by Sichem aan opgepas. Toe sê Israel vir Josef, pas jou broers nie die vee op by Sichem nie. Kom laat ek jou na hulle toe stuur, en hy antwoord, om hier is ek. En wil oor afgunstigheid uit hierdie paar versies praat. Josef se broers sal nooit die mooie kon gesien het en hulle sy eie broer nie. En wil jy dit nader bring. Jy sien, ek en jy sal nooit die mooie in mekaar sien nie. As ons die ontslae van die bitterheid, die jaloesie, die dinge wat in ons harte is. Jy sien, ons moet by 'n plek kom introspeksie. Ons het nodig om introspeksie te doen. Jy het nodig om jou eie hart te ondersoek. Jou denken, jou hele leefwyse het jy nodig om introspeksie te doen. Luister, daar is een ding wat my grief van die kinders van die Here, is dat hulle vat die lewe van die wêreld meer ernstig as hulle se geestelike lewe. Luister, jou geestelike lewe is die wat jou in die hemel sal bring. Hier jou vleeslikheid gaan vir jou luister of ek weet nie, miskien hier in Geluksaal, maar so ver soos ek wat kan onthou, het ek nog nooit 'n begrafeniskaart gesien met 'n sleepbaadjie agter nie. Jou besittings, die goed waarmee jy so baie tyd spandeer, die goed wat jou so gevange hou, gaan vir jou jare toe vat. Jy moet daarin kom. Jy het 'n goddelike lewe wat belangrik is, wat vir jou die koninkryk sal laat beneden. Jy sien, as jy nie na die toestand van jou hart kyk nie, broer, suster, daar is twee wonings. Die een is die hemel en die een is die hel. Luister, die lewe wat jy hier vandag lewe op hierdie aarde gaan bepaal waarna toe jy gaan. Luister, jy het nodig om jou lewe hier op aarde ernstig op te vat. Want jou lewe hier op aarde gaan bepaal of jy hemel toe kan kom. Luister, julle kan maar lieg. Julle hou ons van lieg. Julle is bedrierig. Julle lyk so mooi. Maar dan vang julle die snaaks. Luister, lieg en flous maar die man op mekaar. Vir my sal julle nie flous nie. Ek het lank al water geskrik. Luister, die lewe wat hier op hierdie aarde is belangrik. Is belangrik. Daar het nog nooit 'n man met 'n sigaret by die hemel ingegaan. Ek weet hoe kan die kinders van die Here nog met hy goedjies staan en vas. Luister, jy en jou
jy sê dat die koninkryk is nie vir jou so belangrik nie. Luister, ek loop toe verby die man. Ek het vandag vir jy gesê, jy sal jou saak regmaak. Jy sal jou goed moet los. Jy sal jou goed moet los. Ek het gedink, of die een broer het vir my gesê, of die ander broer gesê, luister, jy kan nie nou nog met droog goed staan en sikkel nie. Jy is 'n kind van die Here. Daar's ander diepe sondes wat jy ontdek wanneer jy die kind van die Here is. En dis die inwonende sonde. En weet jy, maar die inwonende sonde is erger as hierdie ons gered. Want luister, ons is so mooi aangetrek. Keesie, niks spesies. En die dames se gesig. En hy klop laag. Hulle lyk so mooi. Maar dit is 'n vrou. Luister, vertel net hy suster 'n bietjie ding. Dan sal jy sien wat speel daar. Luister, die pastor sê, hulle kom ry daar in Suid-Afrika, hier in Suid-Afrika, oor die bergpas. En dit is 'n hoë bergpas. En skielik kom daar 'n lorry van vooraf. En hy en die biddiensuster, die leier van die biddiensuster, sit die landsang op. Dis nou die groot aandie van die landsang sit. En hier kom die lorry van vooraf. En hulle almal skrik hulle boek na. Want dis afgerond. En die pastoor gryp die kar en hulle is verby. En toe hulle nou rustig. Nee, daar bo, die lorry so uitkom, toe die aandie glips, die vloek sit. Die keer of die baptiste vloek sit. Toe hulle hieronder kom, toe vraag die pastoor vraag, ou suster, wat het dan gebeur? En sy sê, ai pastor, dit was maar net 'n glips. Sy sê, pastor, nee my suster, as die by daar uitgekom het, dan sê dit, die nes is nog daar binne. Nou ons wil na die nes toe gaan, die nes. Weet jy, God sê eisters, so sluit ek en jy mekaar. Luister, as jy van 'n broer of 'n suster aan wegbly, vir die heerlikheid van jou, vir die heerlikheid van jou wat uitbring, dan beroof jy jouself van goddelike groei. Luister, dis 'n daai onsmaaklikheid wat God karakter by jou inbring. Luister, as jy die kerk verlaat oor onsmaaklikheid, jy beroof jouself. Luister, as haat en hy onsmaaklikheid, maar God jou wil recht. Jakobus praat van die goud en die vee. Luister, ons wil mooi uitstaande Christene wees, maar ons wil nie in die vuur wees nie. Sê maar die vuur wil hulle is versprikkaan. Hulle tot spring in haar. Vir wat julle moet help, eendag in die koninkryk uitkom. Luister, as ek en u moet ons se lewe skryf, dan glo ek dit sou die mooiste lewe gewees. Maar God het heuwels en klippe en dorings voor ons pad gesit. My suster, wanneer op die doring trap, dan moet hy doring kan openbaar of die kind van God se hart uitgebreek. Hulle vloek nog. Hy doring vloek ons. Jy is nog nie reg nie. Waar kan jy met hy veilig by die koninkryk van God gaan? Dis hier wat ons moet doen. Ek is amper klaar vir my. Nou Josef gaan, sy pa stuur hom, en sy pa sê gaan verneem, onttrek jou broers en die vee, en kom bring 'n berig vir my terug. En die gedagte rondom hier is die gewilligheid wat in Josef was.
Luister, in spite van hoe hy weet, sou sy broers teenoor hom optrek. Luister, Josef het geweet dat sy broers was nie goed gesind teenoor hom. Hy het geweet dat hierdie ouens haat hom. Maar toe sy pa hom sê, gaan kyk hoe gaan dit met hulle. Luister, toe hy nie geweier het. Alhoewel, dit moes vir hom ook swaar was. Hy het gegaan. En hy het in die veld gekom, daar wat sy broers moes wees. Hy het hulle nie daar gevind nie. Luister, die woord sê, hy het gesoek na hulle. Bult op, bult af, hy het gesoek. Hy het so gesoek, dat iemand anders opgemerk het, maar hierdie ou soek iets. En hy het na hom gekom en gevra, wat soek jy? Hy het gesê, ek soek sy broers. Jy sien die soeke van Josef het sy deurbraak gebring. Luister, die soeke, die opregte soeke van Josef na sy broers, het iemand opgerig wat sien, maar hierdie man soek iets. En die soeke het hierdie man na hom toe gebring en vir hom gesê, jou broers is na dood. Luister, jou deurbraak lê in jou soek. Jou deurbraak lê in jou soek. Luister, jy het nog nie, of jy is nog nie daar nie, want jou soeke is nie opreg. Jou soeke moet van so aard wees, dat mense buitekant opmerk, maar die is 'n kind van God. Sy soeke is opreg. Jou soeke sal jou deurbraak bring. Luister, God wil 'n roep aan gee. God se hande is oop. God wil jou vat van glorie na glorie, maar jy reg nie. Jou soeke gaan jou deurbraak. Ons het nodig om ernstig te raak met die Here. Gaan ons deurbraak. Kyk na ons soeke. Ek maak klaar. Toe die broers sien, hier kom Josef aan. Toe kom hulle vir mekaar en sê, hier kom die drome aan. Kom ons maak hom dood. Luister familie, toe die broers sien, hier kom hulle sy broertjie aan. Toe sê hulle, kom ons maak hom dood. Nou daar is dit en wil ek hier oor my hart kry nie. Hoe kan broers mekaar dood? Hoe kry jy dit reg om jou eie broer te slaan? Hoe kry jy dit reg om 'n klip op te tel en jou broer te gooi? Luister, die broer wat saam met jou in een huis bly. Die broer wat saam met jou rondom een tafel sit en eet. Hoe kry jy dit reg om jou eie broer dood te maak? Jy sien die dryfkrag vir ons kry opgewondenheid. Die dryfkrag vir ons kry in liefde. Dieselfde dryfkrag kry jy in jaloesie. Jy sien, hierdie jaloesie het nou al so gebou hier in die hart van sy broers dat hulle hom wil doodmaak. Luister, as die broers so groot ben, maar is die ding wat gewoon groei in hulle se hart. Luister, hy dryfkrag het hierdie broers in staat gestel, maar is sy eie broer wil doodmaak.
Nou ons kinders van die Here, die ons nie meer mens of wes of pie of klippie. Ons beklei ons anders. Ons beklei ons hier. Tong en lip. Jakobus praat van die tong is soos die roer van 'n boot. Jy sien, hy stuurwiel. Bestuur is die boot. Jy sien, die kinders van die Here is nie by kanskip of mesneer. Hulle maak mekaar se boot. Jy is 'n moordenaar. Jy maak jou broer dood met jou woorde. Jy dra by tot sy afvalligheid. Jou woorde, jou vergiftiging, die goed wat in jou hart aangaan, stel jou in staat om te praat teen jou broer en jou suster. Luister, is jou mond, jou tong, jou hart se condisie, draai broer en kerk uit. Wat om afvalligheid. Jy is 'n moordenaar. Jy is 'n moordenaar. Ons speel anders te moord. Ons is subtiel. En hoe slaap jy? Kom jy ooit tot die slaap? Jy het moord gepleeg. En weet jy wanneer jy daar voor die regter kom? En jou boeke word oopgemaak. Kyk, daar is 'n profile vir ons allemaal. Jou profile sal sê, suster, maar jy woon dan nog. Suster, onthou jy die woorde wat jy geuit het teenoor hy broer, teenoor hy suster, vir haar nou nog het waar sy is. Dis jou woorde, dis jy. Jy is verantwoordelik vir hy persoon. Is het nodig om te parkeer. Ek sluit af met die laaste woord. Luister, Ruben sê, moet hom nie doodmaak nie. Gooi hom liewer in hierdie put. Die woord sê, Ruben se gedagte was om hom weer een dag na sy pa te kan neem. Nou sien jy, dis wie ek en jy is. Jy sien, was ons ook daar gewees, sou ons dan vir Josef gehelp het, en hy put het, en hom terug na sy ouers geneem het. Want dis die regte. Ek meen, hy is vol wonde, hy is onder bloed, hy is seer, hy het pyn. Die regte sou nog wees om hom terug na sy pa toe te neem. Dis die reg wat reg is vir ek. En dan sien ek en nie se reg kan 'n verkeerde reg wees in God se wil. Jy sien, ek en nie sal hom versoen aan sy pa, terwyl God 'n heel ander plan het. Jy sien, God se plan was deur hy punt. God se plan was Potifar se huis. God se plan was tronk toe en van tronk af beluister. Luister, die teksie wat vir Josef gevat het na die beluis toe, sy naam is jaloers. Luister, God het vir jaloers gebruik om vir Josef te kry waar God hom wil hê. Luister, jy tot jaloers nie, is besig om in God se wil te werk. Luister, as jy vir 'n mens hou nie, dan sal jy hom nie vertroulik los. Want jy sien jaloersie kan God gebruik om vir ek en nie te bring. Wat ons familie wil julle los. Ons het nodig om
God se wil vir ons lewens te soek. Ons het nodig om ons laat te raak van die goed wat in ons hart maak. Jy sien nie net die pille, die medikasie, die dagelikse besoeke by jou dokter. Hy goed die hand die jou lichaam heen, maar hy hand die hart heen. Jy sien, daar is ander medikasie vir die hart. En die eerste medikasie is, jy moet opstaan uit jou stoel, uit jou ellende, uit jou trotsheid. Met die trots kan die kinders van die Here vashou in die stoel. Luister, ek sal nie opstaan nie, want wat gaan hulle vir my dink? Steek vandag net sê. Luister, as ek opstaan, dan stel ek myself bloot vir wat in my hart opgaan. Luister, as ek opstaan, dan sien hulle wat in my hart opgaan. Jy is meer gewaarheid oor mense van jou dink, as wat God van jou dink. Jy sal maak dat mense jou van die koninkryk afhou. Kom ons maak oor toe. Ons maak oor toe. En as daar vandag ene is, hier in hierdie gehoor, wat weet jy is nog nie met die Here nie, want jy kan getuig van 'n dag waar jy jou lewe vir die Here gegee het. Dan is dit vandag die voorreg om die saak opreg te maak. Jy kan tevore kom